Is Dominee Annie Bischoff en vandag kom ons by ons laaste oordeenking vanuit die boek Nahum. Met dit in gedagte luister ons dan na hoofstuk 3, verse 1 en 19. Wee die bloedstad wat louter bedrog, vol geweld is, terwyl rowery nie ophou nie. Daar is geen herstel vir jou verbreking nie, jou wond is ongeneeslik, almal wat die tyding omtrent jou verneem, slaan hulle hande saam oor jou. Want oor wie het jou boosheid nie voortdurend heen gegaan nie? Waarom laat God boosheid hand oor hand toeneem? Waarom lyk dit soms asof geweld en leuns en goddeloosheid seevier, terwyl die wat die Here vrees, verdruk word? Dis die tipe vraag waarmee die mensdom en veral gelowiges al millennia lank worstel. Die laaste hoofstuk van die boek Nahum gee nie vir ons 'n maklike of sentimentele antwoord op hierdie tipe vraag nie, maar dit gee wel vir ons 'n duidelike en Bybelse antwoord. Hier leer ons dat God nie boosheid ignoreer of goedpraat nie. Inteendeel, hy bewerk uiteindelik die verlossing juis deur die boosheid te straf, deur alles wat hom teestaan te verwoes. Ja, die val van Nineve, soos ons al gesê het, is nie bloot 'n historiese gebeurtenis nie. Dit dien ook as 'n openbaring van hoe God in hierdie gebroke wêreld werk. Die boek Nahum fokus op die stad Nineve, die hoofstad van die Assiriese ryk op daardie stadium, 'n wêreldmag wat op daardie stadium onoorwinnelik gelyk het. Nineve word beskryf as 'n plek van geweld, bedrog, uitbuiting, afgoderry. Haar mag is gebou op bloedvergieting, haar rykdom op roof, haar invloed op leuns en geestelike misleiding. En in die proses het hierdie stad, hierdie volk, hulself teen God verhef. En hierdie patroon is dan ook nie net tot die antieke wêreld beperk nie. Deur die geskiedenis sien ons magte wat hulle self teen God verhef, wat sy kinders onderdruk. Die Bybel maak dit ook duidelik dat hierdie nie net 'n aardse en menslike probleem is nie, maar dis deel van 'n groter geestelike stryd. Agter hierdie ryke, hierdie bose ryke en ideologieë staan die duiwel self, wat van die begin af 'n mensemoordenaar en 'n leenaar is. Wanneer ons dus vra waarom daar soveel boosheid in die wêreld is, dan verklaar die Here deur Nahum 'n wêreld wat God verwerp, sal noodwendig die karakter begin vertoon van die duiwel wat van die begin af teen God in opstand gekom het. Want hy is die owerste van hierdie wêreld, soos hy in die Nuwe Testament genoem word. Nahum 3 wys egter vir ons dat die Here se oordeel oor alle boosheid volledig en onkeerbaar sal wees. Die taal van hierdie hoofstuk is grafies en skokkend. As 'n mens deur dit lees, hoor jy van lyke in die strate, vestings wat val, leiers wat vlug, 'n stad wat totaal ontbloot en verneder word. Ja, wat die wêreld eens as onaantastbaar en indrukwekkend beskou het, word deur God as leeg en kragteloos ontmasker. Ja, mens lees dat niemand met Nineve medelee het nie, met haar val nie, want sy was self genadeloos. Nie haar soldate of haar handelaars, haar leiers kan haar red nie. Alles waarop sy vertrou het kom tot 'n val. Nou vir gelowiges is dit 'n geweldige bron van troos. Wanneer boosheid van krag tot krag gaan, herinner Nahum ons dat dit alles net tydelik is. God se geduld beteken nie dat hy onreg ignoreer en ongestraf laat nie. Inteendeel, die Here laat soms die boosheid, noem dit maar, vol word, sodat sy oordeel juis regverdig en onbetwisbaar sal wees. Die Here bly volkome in beheer, ook wanneer die bose besig is om te woed. Maar Nahum se laaste hoofstuk is nie net 'n boodskap van oordeel, of bring nie net 'n boodskap van oordeel nie. Dit is ook 'n ernstige waarskuwing aan God se eie volk. Die val van Nineve moes Juda nie net laat juig het nie, maar ook laat nadink. Hulle moes hulself afvra, is ons werklik beter as hulle? Want ook Juda was skuldig aan onreg, afgoderry, selfsug. Daarom het die val van Assirië nie outomaties hulle verlossing gewaarborg nie. Sonder bekering sou hulle dieselfde oordeel tegemoet gaan. En dit is dan ook wat inderdaad gebeur, toe hulle kort na die val van Nineve self in ballingskap weggevoer word. En hierin is ook vir ons 'n dringende waarskuwing opgesluit.
Ons kan nie bloot na die boosheid daar buite wys nie. Elkeen van ons moet vir onsself vra, is ek nie self ook skuldig aan geweld in woord en gedagte nie? Aan leuns, onsedelikheid, gierigheid of afgoderry in ons hart nie? Want as ons eerlik is, verdien ons almal God se oordeel. En juist dit bring ons by die hart van die evangelie. Die enigste manier om die verwoesting te ontkom, is om te skuil by die een wat namens ons verwoes is. Jesus Christus, wat die volmaakte sondelose seun van God is, hy is as 'n vyand van God behandel, sodat vyande soos ons, kinders van die Here kan word. Aan die kruis het hy die volle verwoesting van God se oordeel oor die sonde ondergaan, sodat daar vir ons verlossing kan wees. In hom is daar vergifnis, oorwinning oor die sonde, hoop vir oorwinning ook oor die dood. Die verwoesting van God se vyande word uiteindelik die redding van almal wat in Christus Jesus glo. Die boodskap van Nahum sluit hierdie reeks af met 'n ernstige, maar ook hoopvolle waarheid, dat God se oordeel seker is, maar sy genade ook steeds beskikbaar is. Ja, die vraag is nie of God sal oordeel nie, maar aan watter kant van daardie oordeel ons sal staan. Verlossing kom deur verwoesting, of deur ons eie, of deur die van Christus. Wie in hom skuil, hoef nie die oordeel te vrees nie. Mag ons daarom nie net oor God se oordeel jubel nie, maar ook in nederigheid en geloof aan sy genade vasklou. Kom ons bid saam. Here, ons bely dat ons dikwels vinnig is om ander te oordeel, maar traag om selfondersoek te doen. Dankie dat U regverdig en genadig is. Dankie vir U seun wat ons oordeel namens ons gedra het. Leer ons om in hom te skuil tot aan die einde. Ons bid dit in Christus se naam alleen. Amen.